So, goeie naand aan almal. Baie welkom. Dit is baie lekker om julle vanaand hier te kan hê. Ons het ook aanlyn mense wat so kyk, hulle moet net wag net so 2 dae. So as julle dit aanlyn wil kyk, ons doen dit op Dinsdae en hier teen Donderdagoggende sal ons dit ook aanlyn hê. Dan kan mense altyd weer lekker daar gaan kyk. Maar dit is regtig lekker om weer so 'n Bybelskoolreeks te begin. Ek staan maar nou hier bo want dit is die maklikste. Voel nou weer soos amper soos 'n preek, maar julle moet die vrymoedigheid neem om regtig nie kan voel dis nou 'n preek nie. As jy nuuskierig is, moet jy vra en stop en opmerkings maak, want ek sê dit altyd, maar dit gebeur nie. So julle moet maar net regtig vrymoedigheid neem om dit so te kan doen. Ons gaan vir die volgende 5 weke gaan ons met 'n reeks besig wees en ek het so gekies om die tema so te maak. Want miskien dink jy nie dis 'n merkwaardige storie nie, maar die kerk is 'n merkwaardige storie. En dis iets wat ek nogal gevoel het die tyd, vir 'n lang tyd gevoel het, ons moet mekaar daaroor praat, of ek self wil daaroor dink of praat, want ek dink is baie belangrik. En die kursus hang met 'n paar goed saam. So ek gaan 'n paar goed opnoem net hoekom ons die kursus nou doen. Die eerste ding is, ons is in die tyd van die jaar wat ons praat oor voortdurend vernuwe. En van julle sal weet, as julle nie het ek ook vir julle soutpotte. Ons het sulke soutpotte. Elwin, julle moet net vir julle daar notas kry daar. Daar's notas daar in enige plek sit. So ons praat oor sout vir die aarde in hierdie tyd. So ons praat van voortdurend vernuwe. Dit so nader aan God, nader aan mekaar om 'n verskil in die wêreld te maak, voortdurend te vernuwe. Ons doen dit altyd die laaste kwartaal want dit hang saam met ook die reformatie. Oktober maand vier ons die reformatie. Julle onthou hom van 1517. Nou, hoekom sê ek dit? Want dis toe die kerk baie verander het. So eintlik moet die kursus te begin by 1517, maar ons gaan hom vroeër terugvat. Maar die reformatie het die kerk verskriklik baie verander. En ons kom uit daai tradisie uit van daai kerk wat so verander het. Maar as ons oor vernuwing praat, so dat 'n klomp goed buite, dat 'n klomp goed om mense verander. Maar die reformatie was gedryf deur 'n bewuswording, 'n geestelike bewuswording in 'n baie spesifieke tyd in ons geskiedenis van die mensdom, waar dit nie net die kerk verander het nie, maar dit het politiek verander, en ekonomie verander, en boekdrukkunst, en musiek, en kuns verander. En die ding wat mens moet sien, is dat die verandering wat hulle daaroor gepraat het nie gegaan oor 'n eksterne verandering nie, maar 'n interne verandering. En toe die reformatie die begrip gebruik semper reformanda, wat 'n fantastiese semper reformanda sê, ons verander voortdurend. Ons kom nooit op 'n plek waar ons dieselfde is nie. En dit het gegeld vir die kerk. Die kerk verander gedurig om relevant te wees om 'n klomp goed. So dis die tweede rede. En so die Heilige Gees bring ons by tye by plekke uit waar ons ander response moet hê. Maar ons is nou gewoond in die kerk, ons sit en wag. So, hoe moet ons respons in die kerk wees? En dit kom ek by die derde ding. Die rede hoekom ek dit doen, is oor die vraag, my eie vraag, wat doen ek in die kerk? Eerstens, wat is die kerk? Maar ons het dan met die kerk groot geword, ons ken die kerk, nee, maar kom ons vra die vraag, waar kom die kerk vandaan? En wat is my plek in die kerk? En hoekom ek dit persoonlik doen, is omdat ek is nou 30 jaar in die bediening, en dit voel vir my, ek begin nou eers die kerk ontdek. Vir 30 jaar gevoel, ek was besig met die kerk. So dit is baie interessant as jy nou 'n teologiese student is, en jy moet van daar af vorder, want dan doen jy 'n klomp goed, wat jy nou eintlik bietjie oorskaam is, en dink, my liewe land, hoor, jy het 'n gemeente probeer bou, maar daar's 'n ander storie. En ek dink, hoe ouer mense raak, en hoe meer 'n mens saam met mense meeleef, wat goed mee gebeur het, kom jy by 'n plek uit. So ek is baie opgewonde. Ek het nog net 13 jaar oor. Nie om te lewe nie, maar 13 jaar wat ek hier kan wees. En dit voel vir my, gats, dis te kort. Hoekom het ek, so dit voel vir my so half, ek het nie wakker geskrik nie. En skielik skrik ek wakker. En ek dink, hoekom was ek so krities oor die kerk? Wat was my storie met die kerk? So
Dis 'n persoonlike ding, miskien vir jou ook. So, ons gaan na hierdie 3 goed kyk. So, hoe dit gaan werk is as volg. Ons gaan die 5 sessies hê, ons begin 6:30 vir die volgende 5 Dinsdae-aande. En julle sal, dis my werkwyse maar altyd, is ek probeer alles wat ek sê op die nota sit. So dit alles staan daar, maar jy kan 'n bietjie aantekeninge bymaak as jy wil. Die nota sal altyd daar agter lê, en as jy nou 1 week mis, dan kry jy die notas net by my. Ek gaan die notas ook op die internet laai. So dit is baie maklik om te kry daar. En as jy 'n sessie mis, kan jy dit weer by die aanlyn kan jy dit weer opvang. So dis die ander lekker ding. So wat ons het is net, daar is 'n mandjie. En daai mandjie staan al so vol. Is julle seker julle het te veel, het voel julle te veel geld gegee, maar dis 'n donasie vir die handleiding vir R30, maar vir die handleiding en vir die koffie en 'n klomp goede, en dit is afbetaalbaar oor 5 weke. So, dis daar. Dan bring maar altyd julle Bybel saam, as julle kan, bring penne saam, bietjie te skryf. Daar agter is 'n klomp potlode. So as jy wil skryf en jy het nie iets nie, daar langs die agter is potlode. Kry vir jou sommer net 'n potlood, dat jy net so 'n bietjie kan skryf, want ek gaan vir julle vra om so 'n bietjie te skryf, maar onthou, en die belangrike ding is, ons gaan binne ons tyd klaar kry. Julle weet wat is my probleem. Ek gee te veel goed. So, mense stap baie keer uit, dan sê hulle, nee, my kop sing nou. Maar, ek so, dis my probleem. Maar julle moet nou hou maar net by, en vra. As jy nou nie hier 'n vraag wil vra nie, dan kom jy 1 halfuur vroeër die volgende keer. En dan gesels ons, of bly na die tyd en vra, maar asseblief so. Die laaste een is net, altyd die lekker ding is, om net weer mense se gesigte te sien. So, maak tog terwyl jy so in die rond is, maak kennis met mense. Ons gaan breek na 45 minute vir koffie en tee, en badkamer toe gaan. Maar as jy so is, gesels 'n bietjie met mense. Interessant, sê, ek herken jou gesig, ons was saam op die kerkraad. Maar ons het die name vergeet, né? Maar, doen tog die moeite, want die wonderlike deel van kerk gaan oor die feit dat ons kan saam wees. So julle kom ons sluit die oë, en dan gaan ek net vir ons 'n gebed doen. Here, dankie vir die voorreg om vanaand hier te kan wees. En as ons vanaand hier is, dan vier ons lewens saam met mense. En almal van ons wat hier sit, Here, het 'n storie te vertel. Nie oor 'n gebou nie. Ons het 'n storie te vertel oor onsself, oor ons kinders, oor ons lief, oor ons leed, oor ons land, oor ons wêreld. En soveel besondere oomblikke wat ons kon spandeer om saam te wees, om te leer, om te bid, om te wonder, om te huil, om te lag. En in dit, Here, vir ons so 'n stukkie wonder van die kerk aanbreek. Dankie, Here, dat ons oor hierdie storie kan dink, maar oor ons eie stories. En dit so met mekaar saam kan vier. Amen. Goed, julle, so, julle kan daarna bladsy 2 toe gaan. So, ek loop al lank met hierdie vraag, wat is die kerk se storie? Nou, jy mag dalk die vraag vra om 3 redes. Jy mag dalk vra, maar wat is die kerk se storie? Omdat jy geïnteresseerd is dat niemand nog ooit vir jou die storie van die kerk vertel het nie. Jy het maar nou net groot geword in die kerk, gesê, het die kerk 'n storie, maar die kerk het 'n fenominale storie. So dis mag vir jou interessant wees, ons gaan dit kronologies volg. Hoe die kerk, hoe dit begin en wat het gebeur, so ons gaan al daai goed kom. So die een vraag is nuuskierig, ek is nuuskierig, want ek wil hê jy moet vir jouself sê, hoekom is jy vanaand hier? Ek wil eintlik weet, jy moet vir my sê. Die tweede ene is, toe ek ervaar weer gister. 'n Tannie kom doen by die feesmark inkopies, en die man sê net, ek gaan nie saam nie. En hy is nie van die NG Kerk nie, maar hy het op sy sosiale media 'n storie. En hy kom met sy foon by my aan en hy sê, wat is die kerk se storie? Nee? Julle weet wat dit beteken. So daar's 'n ding wat hom eindeloos frustreer. Baie mense vra nie, wat is die kerk se storie? En sê, wat is die kerk se storie? En dit kom uit frustrasie uit, dit kom uit net 'n klomp ontnigtering miskien.
Ek kom baie by mense wat sê ek is ontnigter in die kerk, dan is dit nie in 'n gebou of 'n dominee nie, dis maar net, hulle is ontnigter dat iets met hulle gebeur het en iewers nie iets gebeur het nie. Iets mis hulle. En dan gaan soek ons 'n ander kerk. Maar as jy by 'n ander kerk kom, gaan jy net so ontnigter wees, want dis presies dieselfde sondige mense. So baie mense is ontnigter en gaan nie hierdie kursus bywoon nie, want hulle is nie baie lief vir die kerk nie, of kwaad vir die kerk, of het miskien net, ek hou van 'n klippie in die kerkskoen. Dis mos 'n mooi uitdrukking, om te sê, as iets jou pla, is dit soos 'n klippie in jou kerkskoen. So ek wil hê jy moet daaraan dink vir my, want ek het ook 'n klippie, maar wat is jou klippie in jou kerkskoen? En die derde rede is, wat ek laas gesê het net, ek dink, wat is die kerk se storie? Miskien is jy by 'n plek wat die Here met jou praat op maniere, en jy wil begin verstaan, hoekom is jy in jou lewe nou hier? Ek verstaan dat die Here ons by mekaar uitbring vir 'n rede. En nou kom 'n klomp mense en sê, maar ek wil hy rede weet. Ek is nou in 'n fase van my lewe wat ek weet hoe loop die kerk se storie. Ons bring kinders kategese toe, dan gaan ons saam met hulle kerk toe, dan gaan hulle hoërskool toe, dan kom die kinders aanddiens toe, dan gaan ons 'n bietjie minder kerk toe, en dan is die kinders uit die huis uit, en dan is die vraag, gaan ons nog steeds kerk toe kom? So ons is in verskillende fases. Party mense gaan na die meditatiewe diens toe en sê dit is meer, en party mense hiernatoe, maar ons is in fases. En ek sou graag wou gehad het dat in hierdie paar weke daai vraag vir jou duidelik sal wees. Dat jy begin verstaan wat maak, hoe dit gebeur dat jy hier is. En wat van die kerk, die storie van die kerk is 'n dinamiese storie van die Heilige Gees. Jy kan nie oor die kerk praat as net oor die Heilige Gees praat nie, want in sy wysheid het God die kerk gekies met al sy foute as die primêre voertuig van hoe God besig is om met ons te kan werk. En dit sal baie sleg wees as ons dit mis, omdat ons nie ons eie storie en die kerk se storie verstaan nie. So hoe ons dit gaan aanpak, ons gaan die volgende aanpak. In die volgende 5 weke wil ek, so vanaand is so inleiding, wil ek julle deur fases vat. En dit is nou belangrik om net gou hierdie fases in jou kop te kry. Ons gaan volgende week begin met die storie. Die storie van die kerk begin, Jesus sterf, hy staan op uit die dood uit, die hemelvaart gebeur en Pinkster. Dis so rondom 33 na Christus. Ons gaan fisies kronologies die storie volg, van 33 tot die jaar 325. Nou dit is 1700 jaar terug op hierdie jaar. Ons gaan daai periode volg. So volgende week gaan ons spesifiek kyk na 'n storie wat julle baie ken. En die weke daarop gaan ek 'n storie met julle vertel wat ons nooit vir mense vertel nie. Daar's nooit 'n kursus daaroor nie en mense praat nie daaroor nie. So ek wil graag daaroor praat. So die eerste gedeelte gaan oor die storie van wat gebeur het op Pinkster Sondag. En volgende week gaan ons die verhaal volg van Handelinge 2 tot Handelinge 28. So ek gee altyd huiswerk. Volgende week het jy 26 hoofstukke om te lees. So die hele kerkgeskiedenis. En as jy daai 26 hoofstukke lees, gaan jy lees van die jaar 30 tot die jaar, amper wil ek sê 60 of 70. En dan kan jy sê, maar ek ken die storie van die kerk. Ek wil jou uitdag. Ek vermoed ons storie van die kerk het vasgehaak by Handelinge 2. En al prentjie wat ons het is Handelinge 2. En Handelinge 2 se gemeente het nie lank gehou nie. Hy het daai gemeentetjie wat ons moet sê, hulle het alles in mekaar gedeel. Onthou julle ken mos daai storie. Daai gemeente het nie lank gefunksioneer soos hulle gefunksioneer het nie. So ons perspektief van kerk is altyd daai Handelinge 2. En dan vertel niemand vir ons, maar wag, lees tussen die lyne. En Handelinge, onthou Lukas het Handelinge geskryf. Lukas wou nie spanning skep nie. Maar Paulus vertel ook vir ons die storie van die kerk, maar hy vertel vir ons van die soet en die suur. Handelinge vertel net vir ons van die mooi goed, en so tussenin dan sê dit, o God, dit het gebeur. So ons perspektief van die kerk, so volgende week gaan ons spesifiek daarna kyk. En dit gaan ons bring tot so rofweg by 100 na Christus. Nou ek sê 100, want julle weet, tussen 30 en 60, by die jaar 60 is almal dood, behalwe een, en dit is Johannes.
Al die disippels en apostels is gesterf, marteldood gesterf, by die jaar 65, 66, 67. En by 100 na Christus weet ons het Johannes is hy dood. So wat gebeur het by 100? En dis waar ons Bybel stop. Jou Bybel stop by die jaar 100. En alles wat voor dit geskryf is, het so min of meer in jou Bybel gekom. En ek gaan vir julle 'n dokument gee wat dit net nie gemaak het in die Bybel nie. Ek gaan daai dokument kan deurlees. So wat het gebeur? Dan gaan ek die week daarop met julle praat. Wat het na 100 na Christus gebeur? Want dis die storie wat ons nie ken nie. En daar is net soveel geskrifte. En jy kan al daai geskrifte van wat gebeur het, kan jy op internet gaan lees op een webruimte. Dis ongelooflik. Jy kan alles gaan lees. Al die stories, alles. So op 'n manier moes hulle sê, waar sny ons die lyn vir die Bybel? En toe sê hulle, okay, kom ons sny die lyn by die eerste generasie. So na 100 lees ons die storie van die kerkvaders, die vroeë kerkvaders. En die kerkvaders was die apostelse disippels. So Petrus, Johannes, hulle almal het disippels gehad. En hulle noem ons die kerkvaders. So die kerkvaders het nie vir Jesus gesien nie, maar hulle het geheue van die eerste generasie. En hulle het hulle persoonlik geken. En die meeste van hierdie kerkvaders, hulle het wonderlike dokumente geskryf oor Petrus en Paulus en Johannes en 'n klomp mense wat ons het. So ons praat van die vroeë kerkvaders, maar 'n ding het begin gebeur is in daai tyd is die kerk vervolg. So van 100 na Christus tot 313 dink ek na Christus. Kry ons die tyd waar die Christendom so maak. Wow. Die vreemdste ding is die mees vrugbare tye van die kerk was nie onder staatsbeheer nie, maar was in die moeilikste tye in die wêreld. Dit laat julle dit verstaan, die kerk het ontstaan eintlik in chaos en in spanning en nie in 'n ideale regering wat die regering dit ondersteun het nie. So die florerende tyd was daar en dit so half toe dit staatsgodsdiens raak, toe gebeur ietsie. So ons gaan dan kyk na dit en dan eindig ons by die jaar 325. Nou gaan julle van my vra, hoekom by 325? Want dis presies 1700 jaar terug. Hoekom? En die rede is omdat dit die eerste keer is. Onthou nou, ons gaan die storie van die kerk volg. Dis die eerste keer wat gelowiges hierdie woorde sê. En dit gaan vir jou baie bekend wees. Ek glo nie in nie, aan. Daar's 'n groot verskil. Ek glo aan een heilige, algemene, Christelike kerk. En dis die geloofsbelijdenis van Nicea. So dis waar die eerste keer sê mense, sê hulle dit. So, daar 2 interessante goed gebeur in 325 wat ek vir julle wil wys. So, ons gaan volg hierdie interessante storie van 33 tot 325, waarvan ons die eerste stukkie ken, so bietjie, en die res eintlik nie ken nie. So ek wil julle bekendstel aan dit, en dat jy dan nou gaan sê, maar wat hoor ek van hierdie storie, en wat dink ek daaroor? So hoekom 325 ook vir my interessant is, daar was geen kerkgeboue vir die eerste 300 of 200 jaar nie. Geen kerkgeboue nie. So, maar skielik by 325 gebeur daar iets. 325 word die eerste kerkgeboue gebou. Okay, daar is 2 voorbeelde van wat ons nou begin agterkom. O, gats, daar's 'n transisie, want ek wil met julle daaroor praat. So, in Megiddo het hulle in 'n tronk, hulle wou nog selle bou, toe grawe hulle hierdie vroeë kerkie op. En daai kerkie dateer uit 230, maar dis hulle krak kop, wat gaan hier aan? Hulle kan ietsie sien, maar dis vreemd, dis iets anderste. Die volgende ene is Europos huiskerk in Sirië. So ons is van Megiddo en Sirië is ver uit mekaar uit. So hier gebeur iets baie interessant. Maar kerkgebou het nie ontstaan nie. So jy kry iets van die volgende, ons gaan daarby kom. Jy kry van 30 tot 70, kry jy Joodse sinagoges, maar dis nie geboue nie. Dis huise
wat in sinagoges omskep is, en die mense noem hulle self nie Christene nie. Dis die eerste skok vir mense. Die vroeë gelowiges het hulle self nie Christene genoem nie. Hulle het later Christene geword. Ons gaan daarby uitkom volgende week. Maar die eerste 30 jaar het hulle was Joods, hulle het in die tempel bymekaar gekom en dan in sinagoges. En dan kry ons 'n volgende fase waar huiskerke begin ontwikkel het. Mense het in huise bymekaar kom en daar was nog steeds Christene en Jode bymekaar. En dan kry ons hy transisie. So iewers begin hulle sê, nee man, kom ons gaan nie net in 'n huis bymekaar kom nie, kom ons draai hom om en ons maak 'n plek. Maar onthou gou, daai tyd word hulle vervolg. So jy kan nie 'n kerk oopmaak nie. Jy moet dit op 'n manier in geheim hou. En dan toe Konstantin aan bewind kom. En Konstantin sê dis nou die staatsgodsdienst. Toe kom die kerke. So jou oudste kerke wat jy vandag kry is die kerk van die Heilige Graf in Jerusalem, the Church of the Holy Sepulchre, die Church of the Nativity, dis die kerk in Bethlehem. Daar is in Rome, St. Pieters en die ander een ook. So daar is so 4 van hulle. En daai kerke staan nog vandag. En hulle is funksionerende kerke. Maar is interessant. Hoe kan jy 'n kerk wees sonder 'n gebou? En hulle het dit reg gekry. Hulle het dit so gedoen. Okay, so ons gaan daai fases volg. Maar ek het gedink ek wil vandag op 'n ander plek begin. So ons gaan die storie kronologies volg, maar ek is bang ons verloor in die storie ons lyn met wat is die essensie, want daar's soveel goed wat in jou kop gaan ronddraai. Toe dink ek, ons spring vanaand in die diepkant in, as dit alright is met julle. En dan gaan ons uitklim en volgende week weer in die vlakkant inspring. En die diepkant beteken, ek gaan die vraag vra, okay, as ek nou wegstaan, wat is die wesenlike van die kerk? Agter al hierdie stories wat ons nou gaan hoor in die volgende paar weke, wat is die een storie wat wesenlik is van die kerk? As ek vra, wat is die wese van die kerk? Wat sou dit wees? En ek wil vanaand eindig met 'n baie eenvoudige konsep wat ek wil hê ons dan in die volgende weke moet indra. Want as jy in die volgende weke die storie volg, wil ek hê jy moet jy heeltyd hierdie enetjie ingooi. En dit gaan vir jou help. So ek wil eers by julle hoor, dis nou tyd dat julle na daai rampie kyk wat daar is. Ek wil hê, ek het sommer net Eusebius, is baie interessant. Eusebius het die kerkgeskiedenis geskryf. Daar's min mense wat dit gedoen het, maar Eusebius wat in die 4de eeu geleef het in 10 volumes die storie geskryf, nie net wat ons ken nie, maar ook die storie daarna. So as jy dit wil gaan lees, is jy baie welkom om Eusebius se 10 volumes oor die kerk te gaan lees. Maar ek wil hê ons moet uitkom by die vraag, wat is die wese van die kerk? En ons gaan dit net nou dit doen. Gesprek met julle daaroor hê. En om dit te kan doen, wil ek hê dat julle daai rampie vat. En ek wil nou vir jou een ding vra om kyk of jy dit kan doen. Kan jy moontlik jou kerkbegrip uitvee? Want jou moeilikheid is as jy na die storie gaan dink oor hoe jy nou oor die kerk gaan dink, dan gaan jy iewers vashak. So soos die Engels sê, as jy 'n open mind kan hê. Want die kerk wat ek julle gaan wys, lyk baie anders as ons kerk vandag. So net maak jou kop so 'n bietjie oop. Maar voor jy dit oopmaak, kan ek skryf. Kom ons eers by die Here, jy moet dit skryf. Wat is die prentjie as iemand vir jou moet kom en sê, wat is die kerk? Ek gaan nie vir julle vra nie, dis persoonlik. Dan wil ek hê jy moet gou-gou skryf. Hoe sou jy die kerk beskryf? Jy kan aan daai rampie skryf. Jy kan miskien dink aan 'n metafoor, 'n teksgedeelte. Hoe sou jy die kerk beskryf? So dis die eerste ene. En die tweede ene, wil jy vir my net skryf by jouself. Jy mag dit sê ook as jy wil. Wat is die ding wat jy sê, wat is die kerk se storie? Wat is die klippie wat jy in jou skoen dra oor die kerk? So kom ons begin net daarmee. Vat gou tyd, skryf daar neer. As jy die kerk sou teken in 'n prentjie of in woorde beskryf, hoe sou jy dit doen? Jy kan 'n paar woorde skryf, jy kan 'n prentjie teken. En ek wil ook hê jy moet my skryf, wat is jou vrae oor die kerk?
Ek gaan tog vir julle nou vra. So nou vra, wat is jou vraag oor die kerk? So kom ons gee net so 'n minuut of 2. Is dit vir julle maklik of moeilik? Ja, is dit maklik? Die gedagte is nie om te kyk of jy nou reg of verkeerd is nie, dit is jou ervaring van dit. Ons gaan net dit weer besoek. Later, so ek vra ons om dit so neer te skryf. Ek is nou baie nuuskierig. Wat dink julle, so kom ek vat dit eers persoonlik weg. Wat dink julle is die kwessies? Wat dink julle is die klippies in die kerkskoen? Miskien moet ek dit vra nie, maar is daar's rotse ook. So kan ek net sommer so hoor, julle kan sê, wat is jou vraag? Jy hoef nie so diep te gaan nie. Net wat sou jy, kom ons weer hou net eers lig. Wat sou jy wou vra oor die kerk? As iemand vir jou sê, maar jy het nou geleentheid om iets te vra oor die kerk. As jy nou by die Here sou kom en jy sê, Here, wat is die kerk se storie? Wat sou jy vir hom wou vra? Is daar iets wat jy wou vra spesifiek? O ja, okay. Dis waaroor ons julle storie gaan. So, hoe werk die ding van verskille? En hoe werk die ding van verskillende kerke? Wat is die regte kerk? Is daar 'n regte en 'n verkeerde kerk? Wat is die ware kerk? Ja. So ek wil hê ons moet daar onthou, want hierdie storie, julle gaan sien, dit is waar die interessante ding kom met die kerk se storie. Is daar nog iets wat julle wil vra? Wonder. Ja. Ja. Ja, so kerke verander en hulle kry name by en hulle verander. Ek kyk nou daar agter, die kerk se hoeksteen is in 1975 gelê. Dis nou presies 50 jaar. Dit lyk aan baie anders. 75 is wat ons nou lyk, maar tog sit ons in hierdie gebou, nee. So baie goed verander. En 'n mens vra, maar en dis nie oor die ding van vernuwing. Is ons agter, is ons voor? Wat moet ons doen? En klomp mense se frustrasie is, en hulle sê die kerk is besig om aan te pas by die wêreld. Baie mense hoor ek dit sê, ons verander omdat ons, jy weet, so ons raak vlakker. So ek hoor dit baie keer. Ek hoor mense wat kwaad raak van mekaar as hulle oor die kerk praat, want hulle ervarings van die kerk is so verskillend, nee. Okay. So ek dink dit som dit op. So hou dit, ons gaan nou daarna kyk. So waar sal ons begin as ons oor die kerk praat? En dis waar ek nou wil vra bietjie dat jy 'n bietjie ons noem dit kerkbegrip. Kerkbegrip is die storie van hoe jy groot geword het met die kerk en dis jou perspektief oor die kerk. Ek wil vra dat jy hom vir 'n oomblik net so bietjie sal toemaak en dat ons van nuut begin, van voor begin. En dis die storie van volgende week. So ek wil hê ons moet kyk so, wat is die ABC van die kerk? As ons oor die wese van die kerk praat, het ek gedink, kom ons gaan kyk net in die Bybel, hoe praat Jesus oor die kerk, en wat se woord gebruik hulle vir die kerk, en wat sê daai woord oor die kerk? Onthou, hierdie is nou net 'n inleiding, ons sal kom by die wese van die kerk, om volgende week die storie te kan hoor. En as jy daarna gaan kyk, dan kry jy 'n klomp begrippe, maar die bekendste van al daai begrippe is die woord ekklesia. Is interessant as Jesus vir Petrus sê, Petrus, op jou die rots gaan ek die kerk bou, dan gebruik Jesus die Griekse begrip ekklesia.
En eklesia bestaan uit 2 gedeeltes. Jy kan hom sien daar in die notas. Ek wat beteken uit en kaleo wat beteken roep. So as hulle die woordjie, as Jesus die woordjie eklesia gebruik, dan dink hy nie aan 'n gebou nie, hy dink nie aan 'n gemeente nie. Hy sê dis 'n groep mense wat uitgeroep word. En dis die eerste gelowiges het nie by 'n kerk aangesluit nie. Hulle het nie by 'n kerk aangesluit nie. Die ding wat met hulle ooreengestem het, is almal van ons het die Heilige Gees ervaar en die Heilige Gees praat met ons, roep ons om iets te doen. Nou dood eenvoudig, ek wil net vanaand by dit kom. Die Heilige Gees roep ons om verskillende goed te doen, maar Paulus help vir ons om te sê, dis nie so moeilik nie. Roeping is nie so moeilik nie. Ons maak dit ingewikkeld. Dis baie eenvoudig. Waartoe roep? En as jy geroep word, dan het jy 'n taak. Nou kan ek vir julle vra, wat is jou roeping? Wat is jou taak? Ek vermoed die meeste mense gaan sê, nee, ekskuus tog, hoorie, ek is maar in die kerk gebore. Ek het nie. En dis ons uitdaging nou. Die eerste gelowiges is nie gebore in die kerk nie. Hulle het iets het met hulle gebeur. En die natuurlike ding van wat hulle gebeur het is, ons gaan dit nou die res sien. Hulle het die mense wat geroep word het by mekaar gekom. Nou word ons in 'n kerk ingebore. En nou is die probleem, jy praat nooit oor roeping nie. Ons sê eintlik vir ons kinders, wat jy moet, kom ons leer eers vir jou die kerk. Dan gaan jy die katekese en dan, jy moet die kerk leer. Maar ons praat nooit interessant met ons kinders, maar hoor jy, terwyl ons die kerk leer, word jy geroep. God raak jou aan, en jy ontdek iets. En as jy daar iets ontdek, dan moet jy iets laat gebeur. En dis die kerk. En nou kom ek agter, maar het die kerk nie so 'n plek vir ons geword nie, né? So, julle hoor nou die eerste ding. Nou moet ons mooi onderskei. Om binne in 'n verbond in 'n kerk gebore te word is nie sleg nie. Hulle maak ons altyd 'n grappie om te sê, weet, as ek in die kerk gebore is ek 'n Christen. Dan sê, dankie Vader, jy is nie in 'n garage gebore en dan sou jy 'n motorkar gewees het, nee. Maar dit werk nie so nie. Die kerk het verander. Skielik het dit begin ontwikkel dat jy in 'n Christelike huis gebore is. En nou het jy skielik nie net 'n roeping nie, maar skielik begin jy agterkom daar's 'n verbondenheid. God het 'n verbond. En soos wat jy jou kinders groot maak, ontdek kinders hulle roeping. Maar die sleg ding is, as jy nooit jou roeping ontdek in die kerk nie, dis die wese van die kerk, is dat ons geroep word. So, hou daai in gedagte. So, julle kan 'n bietjie oor eklesia gaan lees. So, ek sê daar aan die einde, die vroeë Christene het hulle self gesien as 'n nuwe gemeenskap van God, soos Israel in die Ou Testament. Maar dit het iets met Christus te doen gehad. Die tweede ene is die woordjie sinagoge. En hy kom uit daai vroeë stadium, toe hulle almal Jode was. So julle sal baie keer sien, in die Nuwe Testament gebruik hulle die woord van hulle bymekaar kom as sinagoge, en sinagoge was 'n Joodse plek, of 'n Joodse bymekaar kom plek gewees. Maar dit het nie lank gehou nie. Baie gou het die skeiding tussen Jode en Christene al hoe groter geraak. En by die jaar 200 was dit apart. Maar vir die eerste 100 jaar letterlik is die Jode en die Christene so by mekaar. So as jy die Nuwe Testament gaan lees, dan lees jy, hulle beklei met mekaar oor, moet ons besny wees of nie besny wees nie? Mag jy vark eet, mag jy nie vark eet nie? Die kwessies wat hulle oor praat, is hierdie moeilike goed van kulture wat by mekaar is. Maar ons gaan 'n bietjie daarna kyk. So, die mooi ene is die woord wat jy baie keer in die Bybel ook kry. Jy kry die woordjie, en Paulus praat oor koinonia. Het julle al van dit al gehoor? So koinonia. En daai begrip sê vir jou, koinonia beteken naby. Koinonia is nie 'n kerkgebou nie. Koinonia is mense wat 'n roeping ontvang om vir mekaar om te gee en vir mekaar te sorg en om daai sorg uit te deel aan mense om hulle.
En toe begin hulle sê, maar wat noem ons julle? En op 'n later stadium toe sê hulle, maar hulle is navolgers van Christus. En toe het hulle Christene begin noem. Maar in die begin was dit dood eenvoudig, nie 'n plek nie, nie 'n gebou nie, dit was 'n styl van lewe. Mense het gekies om die karakter van Christus na te boots. Onthou, hulle het nie 'n Bybel nie. Hulle het so 'n paar geskrifte, maar hulle het nie 'n Bybel nie. Onthou, die Bybel het ook eers formeel begin ontstaan na 300 met die kerkgeboue. So wat ons het is, ek vra, wat doen mense dan by mekaar? Hulle kom by mekaar en hulle eet gereeld saam, en as hulle eet aan die einde van die maaltyd, dan breek hulle die brood. So die nagmaal was so ingeweef in hulle etes gewees. So dis wat Paulus vir ons begin vertel. En in hierdie ou kerkgeboue wat ons kry, hierdie huiskerk met die transisie, sien ons, maar hier's goed. En die goed is het met eet te doen. Hulle het hier gekom en hulle het saam geëet. En dan aan die einde, so ons begin hier op die mosaïek, begin ons iets van die nagmaal begin sien. Maar dis mense en die eerste Christene wat hulle kenmerkend gemaak het, is dat hulle was die eerste mense wat uitgereik het om mense te help. Hulle het vir meer omgegee as hulle self. Die ander mense het gesê, dis 'n oulike groep vir julle, as daar ou mense is, en daar siek is, wat hierdie mense doen is, hulle gee vir hulle om. Maar hulle het hulle nie kerk genoem nie. Hulle het dit koinonia genoem. Die vierde ene is oikos, en oikos is 'n huis. En bloot maar net omdat hulle in huise by mekaar gekom het hulle gesê, ons is 'n huis. Dis amper soos ons huis. Dit beteken, God is ons Vader, en Christus is ons hoof, en wie hulle ons is broers en susters. Maar baie gou het hulle van mekaar gesê, dit kan nie 'n broer, hy kan nie 'n broer of suster wees nie, hoorie. God is ons Vader, Christus is ons hoof, maar ons is 'n bietjie te verskillend om hierdie 'n broer en 'n suster te noem. En daar begin die spanning ontwikkel oor broers en susters, is familielede. Die laaste een is my die mooiste ene. Paulus kies hiervoor, en die woord wat hy gebruik is soma. So Paulus wou verduidelik wat is die kerk, en toe dink hy, hoe sal hy dit verduidelik? Toe sê hy, weet die kerk is soos 'n liggaam. Nou wil ek by julle vra, hoekom dink julle het hy gekies om 'n liggaam as 'n metafoor te gebruik? Daar's 'n baie goeie rede. En die goeie rede is die meeste van ons kursus. Hoekom dink julle kies hy 'n liggaam? Want hy is die enigste een wat van 'n liggaam praat. Die rede is, die mense het so met mekaar verskil, dat dit die enigste metafoor is, om vir hulle te verduidelik, dat God bring diversiteit by mekaar. Dit was die enigste, van sê, hoorie maar, 'n hand lyk nie soos 'n voet nie. En hulle doen verskillende goed, maar is deel van dieselfde liggaam. So maar hy gebruik die metafoor uit konflik uit spanning uit. Want klomp mense het by mekaar gesit en gesê, dit kan nie 'n broer of 'n suster wees nie, kan nie lekker werk nie. Sê, nee. En dan sê hy, ek wil net vir julle sê, wat God doen, die liggaamsdeeltjies, wat die minste betekenis dra, is die belangrikste. En die wat dink hulle is baie belangrik, is nie so belangrik nie. So, nou kan hy begin praat oor die pinkie, en die toon, en al sulke goedjies wat ons dink is nie nodig in 'n liggaam nie. Maar hy gebruik dit, omdat gelowiges gesukkel het om te verstaan, hoe is hulle aan mekaar gehak. So, julle kan self verstaan as ons vandag van die liggaam praat, maar dis nog steeds vir ons ondenkbaar, dat ek nou met hierdie man of vrou met wie ek nou so sukkel, dat ons nou deel van dieselfde liggaam kan wees, en dat ons mekaar nodig het. Sê, ek wil eintlik, baie keer kry ek die ervaring, ons gaan na ander kerke toe, om eintlik van Christene ontslae te raak. So ons gaan soek eintlik mense, ons gaan soek 'n kerk met mense soos ek, hande. So ons wil almal hande wees. Weet, ons soek gelyk soortigheid.
En die wese van die kerk, die geheim van die kerk, om te laat werk, was altyd ongelyksoortig. Nie gelyksoortig nie. So jy kies vriende, hoe kies jy, ons almal kies vriende. Jy's nie verplig om van iemand te hou van wie jy het nie kies nie. 'n kerk kies jy nie. God kies 'n kerk. Baie interessant. Jy kan 'n gemeente kies, maar interessant, God kies om mense in hy liggaam in te bring, vir 'n rede. En nou is ons so gefrustreerd, dat ons nie dieselfde is nie, dat ons nooit die rede uitvind nie. So hier is nou die geheimenis van die storie, en ons gaan sien hoe hy uitgespeel het. Ok, so die kerk se uniekheid het van die begin af gelê, nie in eensoortigheid nie. Die een beteken ons verskil radikaal van mekaar, maar daar's iets wat ons saambind, en nou wil ek vanaand net eindig met julle. Ok, wat is dit wat ons dan saambind? En jy kan baie maklik sê Jesus, maar dit werk nie so nie. Ons is baie verdeeld ten spyte van Jesus. Vraag is, wat is daai gemeenskaplike faktor? So binne ons eie gemeente het verwoord ons daai begrippe van liggaam, koinonia, sê ons, hoe dit in ons gemeente ontwikkel het in die afgelope 50 jaar, ek dink is nou 53 jaar, is dat Stellenberg ontwikkel het, vanuit die missie en visie is kerk wees, dat ons ontstaan hier het gegroei om te kan sê, maar ons wil iets gebruik van ons middele wat ons het om oor grense uit te reik. En daai grense het hulle toe begin verwoord en te sê, dis die grens in 'n noordelike gebied, lyk dit op 4 maniere. En dit lyk miskien anders as 'n gemeente wat op die platteland is, want dis die ding wat ek vir julle laat verstaan. Geen gemeentes is dieselfde nie. Hulle het dieselfde roeping, maar oor hoe hulle dit gaan leef is verskillend. En ons het dit verwoord om te sê, nader aan God, nader aan mekaar, dis baie belangrik in 'n gemeente wat 'n makrogemeente is. Sjoe, moet jy iewers naby aan mekaar wees om 'n verskil in die wêreld te maak. Ons verstaan dat die Here ons gawes hier gegee het om 'n verskil te maak en voortdurend te vernuwe. En die vernuwe hang nie saam net om altyd te verander en geboue te bou nie, maar so om te vernuwe. Ok, kom ons breek vir 5 minute vir tee en dan, of koffie, julle kan nog vir julle koffie en tee kry daar. Sit net jou koppie so onder hom neer, dan druk jy net die knoppie daar, en dan gaan ons die laaste stukkie doen, wat ek net wil kom en te sê, ok, wat is prakties die wese van die kerk? Ek gaan nou probeer in 'n kort tydjie, dat ons net, onthou ons is nou in die diepkant ingegooi, so dis, want om kerk te beskryf, jy kan klomp goed sê, maar die diepkant is, daar's een belangrike punt, sentrale punt, dink ek wat die wese van die kerk is. En as ons vanaand hier weggaan, dan wil ek jy moet daai punt vat in jou prentjie en vir jou vra, gesien daai prentjie, hoe sou dit met jou resoneer? Ek dink altyd, vra die vraag, kon die Here nie vir ons bietjie duideliker gesê het wat ons hier moet doen nie? Kon hy nie gesê het, hoorie, so die dokument wat ek nou vir julle gaan gee oor 2 weke, is die eerste dokument, die heel eerste dokument, wat sê, nee, wag, luister, kom ons kry 'n bietjie orde. As jy doop, dan moet jy soveel water tap, en jy moet dit 3 keer doen, en as daar nie water is nie, dan moet jy dit doen, en so maak het so. So, ons noem dit, ons noem dit die lering van die 12 apostels. Hy het net uit julle Bybel uitgeval, of ons Bybel uitgeval. Maar ek gaan hom vir julle gee, kan julle hom lees. So, sou dit nie gewerk het, dat Jesus nou net vir ons gesê het, hoe doop jy nie? Nie net met water nie, maar is dit nou onderdompeling, is dit 'n bakkie, is dit as jy gebore word, hy het niks gesê nie. Jesus sê vir ons niks oor hoe ons kerk moet hou nie. Wat jou die vraag laat vra, was hy aspris gewees? Jesus vertel, hy sê, hy kies eerder om met ons 'n gelykenisse te praat, oor die koninkryk van God. En julle weet, daar's 'n reuse verskil tussen die kerk en die koninkryk. Die kerk is nie die koninkryk van God nie. En as dit die koninkryk raak, gats, dan is ons in die moeilikheid. Want die kerk was nooit bedoel, ons, weer eens,
ek ruil dit aan mekaar om. Ek glo in God, maar ek glo aan die kerk. As jy in die kerk glo, dan is ons in die moeilikheid. Dan glo jy die kerk is God. En die kerk is nie God nie. Die kerk is vir die Here belangrik, maar die koninkryk is nog belangriker. Die kerk is in diens van die koninkryk. En die koninkryk is nie in diens van die kerk nie. En waar is die koninkryk? Daar. Waar is die kerk? Hier. Maar dis nie 'n probleem nie. As jy koninkryk hier is, dan gebeur dit ook, né? So ons moet daai, ek glo in God, ek glo in Jesus Christus, ek glo in die Heilige Gees, en dan eindig ons, maar ek glo aan een heilige algemene Christelike kerk. Die kerk, julle, is eenvoudig die storie van die Heilige Gees. En as jy die Heilige Gees uit die kerk uithaal, dan sit jy met niks nie. So, dood eenvoudig, Jesus sterf, hy staan op, en hy sê, kom ek doen iets dinamies. Kom, ek gee my gees, en my gees begin met mense iets doen. En dan ontwikkel mense en sê, maar kom ons noem dit ekklesia. Ons noem dit soma. Dis 'n liggaam. Dis iets wat groei en wat ontwikkel. So ek lees gou vir julle bladsy 6. Daar aan die onderkant. Daar was een sentrale beginsel wat in die storie van die vroeë kerk uitgestaan het. Die kerk is die storie van die dinamiese werking van die Heilige Gees. In die midde, hier is nou baie belangrik, van uitdagings en geleenthede waarvoor mense te staan gekom het. En hier's die punt, in hierdie opsig speel jou konteks 'n geweldige belangrike rol. Daar's nie een resep vir almal nie, want almal is nie in dieselfde konteks nie. So terwyl ons almal in dieselfde Jesus glo, is hy nie besig om generies net oral in 'n spesifieke konteks, met 'n taalkonteks, met uitdagings, werk sy gees op 'n dinamiese manier anders as daar. Nou moet ons die insig hê om dit te kan onderskei, maar ons het dit dikwels nie. So, en dis wat gelowiges mee gesukkel het. Gelowiges het gesukkel om te verstaan, goed verander om hulle, en dan sê hulle ontwortel. Dan sê hulle, maar nou weet ons wat om te doen nie, want nou moet ons verander, want dinge is anders. Dan sê hulle, Paulus vir hulle, nee, maar God se Gees is besig om 'n pad met julle te stap. En ons moet dit kan onderskei. So die mooi ding van die reformatie wat dit gesê het, en dis wat daar staan, die reformatie het gekom met die konsep van ecclesia reformata, semper reformanda. Die wese van die kerk is dat die ecclesia die hele tyd geformeer word in spesifieke omstandighede. En daai formasie bring 'n ander vorm as 100 jaar, as 200 jaar, 1700 jaar, 2000 jaar terug. Is 'n ander vorm, maar is alles forme van relevantie in die Here. So semper reformanda beteken die hele tyd, die Here is besig om ons te, as jy dink aan jou eie lewe, elke fase van jou lewe is anders. Dit formeer jou anders. En ons is voortdurend in hierdie onderskeidingsproses van, as jy, ons praat nou daaroor, as jy oud is, dan begin jy, is jy in 'n ander fase, en dan moet jy vir jouself onderskei, wat is daai fase, en wat doen ek hier tussen mense, en wat wil die Here deur my doen? So, vernuwing is 'n voortgaande proses, waarin die Heilige Gees in die midde van spesifieke uitdagings en geleentheid ons roep. So nou word dit nog eenvoudiger maak. So, wat roep die Here ons? So, ja, mense vat 'n leeftyd om hulle roeping te ontdek. En dan sê Paulus, regtig julle, dit is nie so moeilik nie. Roeping, wat die Here ons roep om te doen, is nie veronderstel om moeilik te wees nie. En dis toe hy die brief skryf in Galasiërs 5. En ek wil begin afsluit en hê ons moet Galasiërs 5 saam lees. So braai in jou Bybel na Galasiërs 5 toe. En ek dink hierdie
beskryf die wese van wat die kerk is. En ek dink ons moet daai prentjie vat en dit ophou teen ons eie kerkbegrip en sê, is dit wat met ons gebeur? Want as dit nie is wat met ons gebeur nie, dan is die vraag is, wat doen ons in die kerk? Vir wat 'n ander doel is ons daar? En die gedeelte, as jy mooi kyk, Galasiërs 5, gaan oor gelowiges wat met mekaar begin koppe stamp, oor verskillende maniere van kerk wees. Julle kan daar lees, dat het gegaan oor, nou julle moet dit nou mooi in konteks verstaan, as dit gegaan het of jy besny is of nie besny nie, dan is dit net so radikaal soos vandag se kwessies wat ons in die kerk het. Net so radikaal. So, lees dit in daai konteks. Want hy gesê het, hoorie, as jy nie besny is nie, is nie 'n kwessie daaroor nie, dan is jy uit. Jy is nie in nie. En dis die spanning, wat die mense sê, nee, maar ek is nie besny nie, maar kyk anders aan my. So daar so, is 'n baie snaakse deel in wat Paulus sê, meer verloor met die kwessie. En dan sê hy dit hier, hy sê, wel as jy 'n moeilikheid het, dan moet jy nie net 'n stukkie afsny nie, jy moet maar alles afsny. En dit staan in die Bybel. Ek sal hom vir julle kry op 'n stadium, so hulle mense gesê, ja, wat 'n onsensitiewe ding om te sê. Mense gaan, as 'n dominee dit in die kerk moet sê in vandag se tyd, in vandag se konteks, hoe sou dit klink? Sjoe, dan sou ons baie klippe in ons kerkskoen gehad het, nê? Maar Paulus sê dit nie. Hy sê, my liewe landman, julle. Maar tog, julle, nou is dit om te begrip te ontwikkel vir mense wat anders as ons dink in die kerk. Hoe gaan ons dit regkry om in die midde van ons verskille te stop en een ding te kry en te sê, stop hierdie gesprek. Wat is wesenlik? En dis wat hier gebeur. Hy sê, kom ons lees gou daar. Hy sê, kom ons lees sommer Galasiërs 5 vers 2. Kyk, ek Paulus sê vir julle, as julle laat besny, sal Christus vir julle geen betekenis hê nie. Ek sê dit weer nadruklik vir elkeen wat hom laat besny. Hy is verplig om die hele wet van Moses te onderhou. Julle wat van julle sonde vrygespreek wil word deur die wet te onderhou, julle het julle band met Christus verbreek. Julle die genade van God verbeur. Wat ons betref, deur die werking van die Gees, is dit ons hoop en verwagting dat ons deur te glo vrygespreek kan word. In Christus is dit nie van belang of jy besny of nie besny is nie. Al wat van belang is, nou wie? Al wat van belang is 'n geloof wat deur liefde tot dade oorgaan. Al. Dis al. Al wat van belang is 'n geloof wat deur liefde en dade oorgaan. En dan sê hulle, nee, maar ons verstaan dit nog nie lekker nie. En dan gaan hy aan. En dan hier kom daai gevreesde teks. Hulle klik hom nou nog nie. En dan bou sy meer op, tot op hoofstuk vers 11, 5 vers 11. Wat my betref, broers, as ek nog verkondig dat 'n mens besny moet word, waarom word ek dan nog vervolg? Dan is die kruis as struikelblok mos uit die weg geruim, en net sy punte maak, en dan sê, ek wens die mense, wat die verwarring onder julle stig, wou hulle self maar heeltemal ontman. Sê, gats, dis 'n verleentheid. En nou kom ons mooi teks. Vers 13, broers, julle is tot vryheid geroep. Moenie net julle vryheid misbruik as 'n verskoning om sonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde. So, hou op om aan mekaar te bikker, te beoordeel oor goed wat julle dink wesenlik is, maar dit is nie wesenlik nie. Die hele wet word in een gebod saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê, maar julle byt en verskeer mekaar. Pas op dat julle mekaar nie heeltemal verslind nie. Hy sê wat ek bedoel is dit, laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word. Dan sê hulle, maar wat bedoel jy? Wat bedoel beheers? Hy gaan nou sê, dan sal julle nooit soog voor hierdie ander nonsens waar julle aan mekaar mee sit en mekaar beoordeel nie. En dan kom hy by hulle en dan maak hy dit baie prakties. En dan sê hy, dan vra, maar wat roep God ons? Wat is dit wat ons moet doen? Dan sê die Heilige Gees, doen 'n klomp goed,
Maar die Heilige Gees bring in almal van ons dieselfde uitwerking. En dit is dit. Die vrug van die Gees is, laat ek my bril opsit, liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. So, as ons nie hierdie goed het nie, kan ons kerk wees. Nee, dan is ons iets anderste. Want dan, kerk, die wese van kerk is dat God ons uitbring by plekke om deur liefde hierdie ander goed te ontdek. En hy sê, doen net daai goed en die res sal gebeur. So, hoe vind ons verskille as ons van mekaar verskil? Deur geduld, verdraagsaamheid, nederigheid, goedhartigheid, getrouheid. Ek vind dit myself baie moeilik as ek my standpunt moet verdedig. Want ek voel dat ek moet beklei, nee. As ek nie, wag gou, klim net gou in hierdie goed in. En dan sê hy die volgende, hy sê, vers 24, die wat aan Christus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die Gees, laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Hy sê nie vir ons wat die oplossing gaan wees nie, hy sê, die oplossing kan iets anders wees, maar wat ons moet doen is, ons moet God se Gees die kans gee, om ons by die oplossings uit te kan bring. Ons gaan nie die goed uitredeneer nie. Al hoe ons dit kan doen, is deur die vrug van die Gees. En toe het ek gedink, julle, so die storie van die kerk, was nog altyd 'n storie, waar die Heilige Gees, mense, wat vasgedruk is, en wat in moeilike omstandighede geïnspireer het, om hierdie karaktereienskap te vertoon. En hierdie karaktereienskappe, het vorm gegee aan iets, en dit noem ons die kerk. Maar as jy dit wegvat, dan sit ons met wat? Dan sit ons met plekke wat ons nie betekenis het nie. So 'n paar laaste gedagtes. Ek dink die wat in volgende week se teks inloop, ons gaan nou klaarmaak, is, as ons praat oor die autentieke kerk, as jy dit gaan lees, die autentieke kerk lê nie in die verlede nie. Die autentieke kerk lê altyd in die hede. Ons gaan lees wel die stories oor die verlede, om uit die verlede te gaan leer, maar dan moet ons uit die verlede leer, en nie dieselfde foute maak as wat hulle gemaak het nie. So hierdie stories is beskryf, nie dat ek en jy hier op grond 'n kerkmodel gaan formuleer, wat uit die jaar 1700 terugkom nie. Waar is God? Hier. Hy was nie net 1700 jaar terug nie, hy is by ons. En so hy wil ons deur hierdie stories kan leer en kan verstaan, wat het hulle gedoen, wat was hulle foute, wat was hulle kwessies, en dan moet ons dit reg kry, om hierdie goed te vat na vandag en sê, maar God is mos by ons, wat moet ons nou doen? En dan moet ons dit gaan uitwerk, so dis die eerste ding. Die tweede ding is, ek wil hê julle moet net weer gaan kyk na julle prentjies, wat julle geteken het, van die kerk. En as julle huis toe gaan, watter rol speel Galasiërs 5 in daai prentjie? So ek wil hê julle moet daaraan gaan dink net. En hoe verander hierdie jou perspektief van die kerk wat jy miskien groot geword het, in die begrip? Hoe verander dit jou prentjie van wat dit sou beteken om te sê, ek is 'n deel, ek is 'n lid, ek is die een wat koinonia, wat naby wil wees. So dink daaraan. Ek het daar geskryf, daar onder in bladsy 7, die storie van die kerk is soortgelyk. Nog 'n ander ding. Die vrug van die Gees, julle, gebeur nie in 'n oogknip nie. Dit gebeur nie so nie. Kan ek vir julle vra, hoe lank het dit vir julle gevat om te vorm word in die mense wat ons vandag is? Is nog nie klaar nie. So julle, ons begin verstaan,
Dis hoekom ek nou vir julle sê, ek dink, wat het ek dan nou vir die 30 jaar in die kerk gedoen, as ek nou skielik begin wakker word en sê, ek is gevorm, ek is verander, ek is nie meer die mens wat ek was nie, ek dink anders, en dit is ons almal so, dit gebeur nie in 'n oogknip nie, maar my aarde, dan moet daar 'n ruimte wees, waarin jy kan groei, en waar daar ruimte is, wat jy kan groei, en waar daar ruimte is, wat ons op verskillende vlakke kan wees. Ons almal is nie op dieselfde vlak nie. En dit eis mos baie keer as mense voorgee, jy moet nou op hulle vlak kom. Want die kerk raak baie keer so 'n plek nie. Jong, jy's nou nie heeltemal op ons vlak nie. So ons moet ruimte maak om te begin verstaan, ons is 'n liggaam. Ons groei en ons verander. En dis waar die geduld inkom. Jy moet begin verstaan, jy hoef nie iemand te oortuig van 'n standpunt, van jou standpunt nie. Die Here sê nie vir jou om iemand te gaan oortuig van 'n standpunt nie. Die Here het gevra ons mekaar lief hê, ons moet mekaar sorg, ons moet mekaar omgee. En dan gebeur 'n wonder dat ons verander word. En die mooi ding van wat ek hier uit hierdie gemeente geleer het, is God keer jou so om. En met al ons moeilike kwessies wat ons deurgemaak het, is die ervaring wat ek van lidmate kry, is dat mense sê, ek het eers so gedink, maar nou dink ek so. En skielik is dit nie meer 'n kwessie van liberaal of konservatief nie. Daar's iets meer in gemeen. So die vraag is, wat is ons reikwyte? Wat kan ons vat en kan ons verdra? 'n Ongelukkige ding is ons raak baie keer onverdraagsaam, want dit pas nie lekker by hoe ek dink nie. Maar dan moet ons net kans gee om ietsie groter te kan ervaar. So, en die laaste ene, en ek het dit gemaak, ek vermoed, ons het ons grootste bate, ons grootste las gemaak. Die kerk se grootste bate het ons grootste las geword. En dit is dat die Here ons in tyd by mense uitbring wat ons nie self vir sou gekies het nie. Onthou, jy het mos nou 'n keuse. Dis nie, jy het 'n keuse van waar jy, wat 'n kerk toe wil gaan, wat fyn is. Maar wat ek net bedoel is, kyk 'n bietjie anders na mense rondom jou. Die Here het jou by 'n plek uitgebring, en hoeveel ons kan leer by mekaar, en hoeveel ons kan help by mekaar, as ons begin verstaan, dat ons verskille en ons diversiteit en ons nie ons grootste las is nie, maar dat die Here juis bedoel het om dit so te doen. So Paulus is die eerste een wat dit begin verwoord. En in die stories wat ons nou gaan lees van volgende week, gaan julle by skimmomente kom, waar julle dit baie duidelik gaan sien en gaan sê, kyk hier, ek het dit nooit gesien nie. Kyk hier, kyk hier, kyk hier. En hoe mense dit oorbrug het nie. En dan laastens wat ek maar net gesê het, die kerk is nie die koninkryk nie. Ek is altyd baie bekommerd dat as mense baie toegewyd in kerke raak, dan raak hulle 'n kult. Ek raak baie angstig daaroor, omdat hulle dink hulle is op so 'n vlak, dat hulle so hoog as kerk funksioneer. Die verskil tussen 'n kerk en 'n kultus is dat 'n kerk is algemeen. 'n Kultus is nie algemeen nie. 'n Kult is 'n groep mense wat eksklusief in die waarheid glo. En alles rondom hulle is nie deel van hulle nie. En om te kan behoort, moet jy daar glo. En dit gebeur baie keer met ons, dat alhoewel ons sê ons nie 'n kultus nie, raak dit so half net 'n plekkie waar ons ander mense wil uitsluit. En so ek het verstaan is, die kerk is juis 'n plek waar ons ontdek dat God ons mekaar insluit. So, hoe gaan ons dit doen? Vrug van die Gees. So ek wil hê volgende week, wat julle kan oor nadink, as ons klaarkom, gaan dink maar net weer, en ek skryf daar, hoe is die vrug van die Gees, soos in Galasiërs beskryf, besig om jou eie kerkgestalte te kry. So dink 'n bietjie daaroor. Hoe help hierdie konsep vir jou, as ons na die kerk gaan kyk? En dan die huiswerk vir volgende week, is, baie huiswerk, is Handelinge, die hele Handelinge gaan lees. Nou gaan jy sê, maar ek ken al die storie van Handelinge, maar ek hoop om vir julle kante van Handelinge te wys, en so bietjie iets te wys wat Lukas skryf, en dan te sê, maar gaan kyk net na hierdie teks, wat sê Paulus oor hierdie teks. En dan kom jy agter, o gats, hier het verskriklike groot goed gebeur in hierdie storie, maar ek het dit nooit geweet nie. So ons gaan volgende week, gaan ons die
Volgende week gaan ons sommer die kerk doen van 33 tot 70. En dan die week daarop, dan gaan ons by die lekker storie van die kerkvaders kom. Wie van julle het al die kerkvaders gelees? Niemand nog die kerkvaders gelees nie. Okay, maar, en wat lekker is, weer eens, julle kan dit op die internet gaan lees, en dit kan lekker net 'n bietjie, en dan kan julle 'n bietjie gaan kyk, wat was die kwessies daar. Okay, is daar vrae, of iets wat julle wil vra, of opmerk? Was dit te veel gewees? So ek hoop om dit so eenvoudig moontlik te kan hou. Maar julle is baie welkom na die tyd, as daar vrae is, of skryf sommer e-pos, Marius@Stellenberg, skryf my e-pos, of as daar ietsie is wat jy oor wil praat. Maar kom ons sluit die oë, en dan bid ons saam as ons afsluit. Here, ons kom net so onder die indruk oor hoe U ons oor jare gevorm het. Deur die genade van mense en geleenthede om aan 'n liggaam te kan behoort. 'n Gemeenskap van mense wat vir meer omgee as net hulle self. Help ons, Here, om dit elke keer nie te ontdek, juis in die uitdagings en in die moeilikheid. As ons dink aan 'n kerk wat sy beste tye beleef het in moeilikheid, dan besef ons, Here, dat dit meer gaan oor U Gees wat ons by wonderlike plekke bring, as ons eie idees van kerk wees. Help ons om mekaar te waardeer, om mekaar te dra, om met mekaar geduld te kan hê, om onsself 'n bietjie prys te gee, om onsself weer te kan ontdek. En om te onthou dat die kerk nie net mure is nie, maar hande is wat help, 'n mond wat U naam prys. Here, gee dat ons hier weer sal waardeer, vir die tydjie wat U ons gegee het, om te wees waar ons is. En dankie dat ons iets besonders van U daarin kan vind. Amen.